Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ons deel graag met u nou die laaste gedeelte van hierdie baie belangrike hoëpriesterlike gebed. Die gebed wat Jesus gebid het vir sy disippels. En dit beteken vir ons verskriklik baie omdat ons by daardie gebed ingesluit is. Jesus is vandag die groot hoëpriester. Hy tree vir ons in die hemel. So hierdie gebed sê hy dan ook bid hy vir ons. So ons moet weet wat Jesus vir ons gebid het. En nou kom ons by die laaste gedeelte, en in hierdie gedeelte is 'n paar dinge wat uitstaan, en wat vir ons van onskatbare waarde is. Hy sê in hierdie laaste gedeelte 'n paar dinge. Die eerste is die heerlikheid. Hy sê vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons een is. So, hier's nou twee dinge. Die een is die heerlikheid. Wat is die heerlikheid? Wat is hierdie heerlikheid? Want kyk, hy sê, hy het hulle dit gegee. So dit is in die verlede tyd. Dis iets wat terwyl hulle daar staan en nie die magtigstes en die braafstes en die wystes is. Nog steeds het hulle nou sy heerlikheid gehad. Wat is hierdie heerlikheid wat hulle van hom gehad het? Die heerlikheid wat hulle van hom gehad het is die openbaring van die Vader in Jesus. So, hulle het hierdie openbaring gekry. Hy het dit vir hulle gewys. So deur die loop van hierdie 3 of 3,5 jaar wat hy saam met hulle was, het hy aan hulle geopenbaar wie is die Vader en wie is die Vader in hom. So, nou het hulle hierdie heerlikheid gehad wat hy hulle gegee het. Hy sê sodat hulle een kan wees soos ons een is. Die eenheid hier kom baie sterk deur. Onthou, dis die groot geheim. Die groot geheim wat ons lees in die Nuwe Testament. En dit is dat ons een is met Christus. En in Christus is ons met die Vader verenig. Die Heilige Gees het binne in ons kom woon. So, die groot geheim is ons eenheid met die Godheid. Nou, vir die menslike, natuurlike brein is dit nie moontlik om dit te vat nie. Dit moet geestelik beoordeel word, geestelik gesien word en geestelik verstaan word, want anders kan ons dit nie sien nie. So, dis die groot geheim, ons eenheid met die Godheid, en die Godheid wat binne in ons kom woon het. So, dit is nou, hy sê vers 23, ek en hulle, en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, en die wêreld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Net soos die Vader Jesus lief gehad het, het hy ons lief. Nou weer eens, dis die volgende, hier is 'n paar dinge, in hierdie laaste gedeelte van die hoëpriesterlike gebed, wat vir die menslike natuurlike verstand moeilik is om te verstaan. En nou weer eens, dis iets wat ons moet lees, en herhaal, en bedink. Ons moet daaroor bid. Ons moet die Heilige Gees die geleentheid gee, om dit in ons hart tuis te bring, want dit is wat my lewe gaan bepaal. Wat ek glo, beheer my lewe. So as ek dit glo, gaan dit my lewe beheer, dat God die Vader my lief het, soos hy vir Jesus lief gehad het. Nou, kan jy dink, dan sal niks meer vir ons onmoontlik wees nie. Maar luister nou sê in vers 24 iets, hy sê, Vader, ek wil, dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het. Nou, hier staan hierdie disippels, hierdie paar, Jesus se begeerte. Weet jy wat is Jesus se begeerte? Dit is om hulle saam te vat met hom, sodat hy aan hulle die heerlikheid kan openbaar. Goed, nou sit weer by die heerlikheid. Die heerlikheid is die openbaring van wie die Vader is in Christus. So, wat hy dan vir hulle wil wys, is 'n verdere openbaring, of dan die finale openbaring van sy heerlikheid, van wie die Vader is, en wie hy in die Vader is, en hoe hy in die Vader een is, en dan hoe hulle met hom een is, en hoe hulle met die Godheid een is, waarby ons ingesluit is, sodat ons met die Godheid een is, met die Godheid een geword het. En dis die begeerte van Jesus op daardie stadium. Dink net, die kruis lê voor, hy gaan sonde word,
die volmaakte sondelose gaan binnekort sonde op hom neem en hy gaan sonde gemaak word en hy gaan die vervloekte wees en hy gaan in die vloekhout hang en in daardie omstandighede sê, maar hierdie is sy groot begeerte. Omdat u my liefgehad het voor die grondlegging van die regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken en hulle hier het erken dat u my gestuur het. En kan u sien, hier kom ons by die kruks van die saak, al wat gebeur het is, hulle het net gesê, ja Here. Die dag toe hy by die see stap en hy roep hulle, toe sê hulle ja. Die dag toe hy by die tolhuis gaan staan en hy roep vir Matteus, toe sê Matteus ja. Dit beteken nie, hulle het fenomenale berge versit en wondere verrig en hulle het maar net beantwoord aan sy roepstem. So, hulle het hom geken, soos die rower aan die kruis. Al wat die rower aan die kruis gesê het is, dink aan my. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dan weet ons, die groot en belangrike is, as ons een is, en as daar liefde onder ons is, hy sê, dan sal dit die wêreld na ons toe trek. Kan u sien, hoekom die duiwel hom toespits daarop, om die mense in die kerk van mekaar te laat skinder, en kwaad praat, en uitpraat, en oneenigheid bring, en struweling bring in die kerk, want dit is die dolk in die hart van die kerk. Die oomblik as die duiwel dit reg kry, om die kinders van die Here in die kerk met mekaar te laat onder onsies kry, dan is dit verby. Dan is dit klaar. Hy sê vers 26, en ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, ook binne in hulle kan wees. So, nou gaan hy verder. En dan sê hy nie net die liefde waarmee die Vader hom lief gehad het, het hy ons gelief. Hy sê, daardie liefde gaan dan binne in ons kom bly. Daardie liefde gaan binne in ons kom woning maak. So, dis nou die volmaakte, die agape liefde, sê hy, gaan binne in ons kom woning maak. So, as jy gered is, dan is die agape liefde binne in jou. Dis nie iets waarvoor jy hoef te bid nie, dis iets waarvan jy die openbaring moet kry, dat dit in jou is, dat dit in jou werk, dat dit deur jou werk, dat God besig is om dit in jou te doen, en dat dit maar net deur jou moet vloei, dat jy die openbaring daarvan kan kry. En dis die hoëpriesterlike gebed van die Here Jesus vir sy disippels vir ons. So, u kan dit gaan lees en u kan elke woord en elke sin daarvan kan u op uself van toepassing maak, want Jesus sluit ons elke een by daardie gebed in. En mag dit vir u tot soveel seën wees as wat dit vir my was. Mag u verlustig in hierdie gedeelte, hierdie wonderlike hoëpriesterlike gebed, en mag die Here u baie, baie ryklik seën. Mag dit u hele lewe verander, mag dit u uitkyk, die mense uitkyk verander heeltemal, as jy beleef, maar God het my so lief, as wat hy vir Jesus lief gehad het. Onvoorwaardelik, daar's nie voorwaardes nie. Daar's nie as jy, dan sal ek, en as jy nie, sal ek nie meer nie, en dan gaan ek jou wegstoot, en ek gaan jou verwerp, en dis agape, onvoorwaardelik, het God ons lief, soos hy vir Jesus lief gehad het. En mag dit die hele beweging in u lewe wees. Mag u baie ryklik seën, en mag u die vreugde daaruit kry.